Vandag duik ons diep in 'n mediese toestand wat dikwels heeltemal onder die radar vlieg, maar dit kan dodelik wees. Ons praat van die iliakale arterie aneurisme. Dis 'n stille gevaar, weggesteek diep binne die bekken, en die storie van hoe ons dit leer beveg het, is nogal ongelooflik. Dink 'n bietjie daaroor na. 'n Swak plek in 'n kritieke bloedvat wat enige oomblik sonder enige waarskuwing kan meegee. Wel, vir duisende mense is dit nie net 'n hipotetiese vraag nie, dis die stille, onsigbare realiteit waarmee hulle elke dag saamleef. Goed, so hier is ons plan. Ons gaan eers presies verstaan wat hierdie aneurismes is en hoekom hulle so gevaarlik is. Dan kyk ons na die oorsake en die groot uitdaging om hulle enigstens op te spoor. Daarna volg ons die ongelooflike reis van behandeling, van massiewe oop operasies tot vandag se revolusionêre tegnieke. En ons sluit af met hoekom hierdie sprong vorentoe so geweldig baie saak maak. Eerstens, wat maak hierdie toestand so verraderlik? Dit kom alles neer op twee eenvoudige, maar dodelike faktore: waar dit wegkruip en hoe stil dit is. Goed, so wat presies is 'n iliakale arterie aneurisme? Stel jou 'n tuinslang voor, maar met 'n swak plekkie wat soos 'n ballon begin uitbult. Dis basies wat hier gebeur, net in een van die hoofslagare, diep binne in jou bekken. Die oomblik wat daardie uitbulting die slagaas se deursnee 1,5 keer groter as normaal maak, word dit amptelik as 'n aneurisme geklassifiseer. En dis hoekom hierdie syfers jou koue rillings gee. In 'n skokkende 40% van gevalle word hierdie aneurismes eers ontdek nadat dit te laat is, nadat hulle reeds gebars het. En as dit eers gebeur, is die kans op oorlewing bitter skraal, met 'n sterftesyfer wat tot 'n ysingwekkende 75% kan klim. Dis 'n absolute mediese nagmerrie. Die kern van die probleem, wel, dis sy perfekte wegkruipplek. Hierdie slagare lê so diep binne in die bekkenskelet, omring deur organe en spiere, dat geen dokter dit tydens 'n roetineondersoek kan voel nie. Geen kans. Die oorgrootste meerderheid word suiwer per toeval ontdek wanneer 'n pasiënt 'n CT-skannering kry vir iets heeltemal anders. So, die vraag is, wat laat hierdie sterk, lewensbelangrike bloedvate begin verswak en uitbult? Die antwoord is 'n kombinasie van 'n paar bekende risikofaktore en, interessant genoeg, 'n klein mediese raaisel. Die twee groot skuldiges is jare se ononderbroke druk van hoë bloeddruk en die skade wat deur rook veroorsaak word. Minder algemeen kan fisiese trauma, sekere infeksies of selfs genetiese toestande ook 'n rol speel. Maar hier's waar dit nou regtig fascinerend raak. Een van die 3 iliakale slagare, die eksterne een, is om een of ander rede so te sê immuun. Dit ontwikkel byna nooit 'n aneurisme nie. Wetenskappers dink dit het te doen met die unieke manier waarop sy selle ontwikkel het toe ons nog embrio's was. En moenie net my woord daarvoor vat nie, hierdie aanhaling uit die navorsing bevestig dit. Selfs met al ons moderne mediese kennis, is daar steeds fundamentale raaisels oor die menslike liggaam wat ons nog probeer ontrafel, soos hoekom een slagaar soveel sterker as sy broers is. Dit bring ons natuurlik by die volgende groot uitdaging. As jy dit nie kan voel nie, en dit gee geen duidelike waarskuwing nie, hoe op aarde spoor jy dit op voor dit te laat is? So 'n aneurisme groei, begin dit op alles rondom dit druk, en dis waar die verwarring inkom. Dit kan pyn veroorsaak wat voel soos 'n tipiese rugprobleem, 'n niersteen of selfs hartlywigheid. Dit kan die groot senuwee na die been afknyp of op are druk en swelling veroorsaak. Omdat die simptome so wyd versprei en onspesifiek is, word die ware oorsaak amper altyd gemis, totdat 'n skandering die skuldige toevallig uitwys. Sodra aneurisme eers opgespoor is grootte alles. Onder 3 cm groei hulle gewoonlik baie stadig, maar sodra hulle daardie kritiese 3 cm merk verbygaan, versnel die groei dramaties. Dis waar die horlosie regtig begin tik. Daarom gebruik dokters die 3,5 cm drempel as die punt waar ingryping ernstig oorweeg moet word. Want as dit aanhou groei, is die gemiddelde grootte waarteen dit bars 'n skrikwekkende 6 tot 7 cm. Vir dekades lank was daar net een uiters moeilike manier om hierdie probleem aan te spreek. Dit het 'n reuse operasie en 'n chirurg met senuwees van staal geverg. Stel jou dit voor, jy moet 'n fyn pyp herstel wat diep onder die vloer van 'n ou huis begrawe lê, styf omring deur elektriese drade, gaslyne en ander pype. Dit was presies die uitdaging wat chirurge in die gesig gestaar het met oop herstel. Die prosedure self,
Wel, dit was 'n beproewing. Dit het met 'n groot insnyding van 'n naaltjie reguit ondertoe begin. Chirurge moes dan versigtig deur 'n doolhof van weefsel, ingewande en die blaaswerk om by daardie diep slagaar uit te kom. Die risiko van katastrofiese bloeding was enorm, want die aneurisme kleef dikwels aan die groot are wat bloed terug na die hart neem. Uiteindelik is die swak deel dan vervang met 'n sterk sintetiese buis. En hier is die eintlike kopkrapper wat chirurge jare lank wakker gehou het. Dit was nie genoeg om net die hoofpyp reg te maak nie. 'n Baie belangrike sytak, die interne iliakale arterie, is die hoofbron van bloed vir die hele bekken. As jy daardie bloedtoevoer afsny, kan dit permanente, lewensveranderende gevolge hê. Hoe los jy die een op sonder om 'n ander ewe ernstige een te skep? Die antwoord op daardie vraag het nie uit 'n skalpel gekom nie, maar uit tegnologie. 'n Revolusie in mediese toestelle het die spel heeltemal verander en die behandeling van hierdie diep, gevaarlike aneurismes getransformeer. Kyk net na hierdie vergelyking. Dis dag en nag. In plaas van 'n massiewe insnyding, is daar nou 2 klein gaatjies in die lies. Beduidende bloedverlies is vervang met minimale bloeding. Pasiënte wat weke in die hospitaal sou deurbring, gaan nou binne 'n dag of 2 huis toe. En 'n herstelproses van maande, dis verkort na weke. Dit is niks minder as 'n transformasie. Kom ons keer vir 'n oomblik terug na daardie kritiese slagaar, die interne iliakale arterie of IIA. Dis regtig die bekken se lewenslyn. As sy bloedvloei opgeoffer word, kan pasiënte met erge pyn in hul boutspiere sukkel wanneer hulle loop, hulle kan erektiele disfunksie ontwikkel en in selfsame gevalle kan dele van die kolon selfs afsterf. Die bewaring van hierdie slagaar is dus nie 'n luukse nie. Dit is absoluut noodsaak. En hier is die elegante, moderne oplossing, die iliakale takkie-toestel of IBD. Dink daaraan as 'n pasgemaakte interne steierwerk wat opgevou is. Dit word deur hy klein gaatjies in die lies opgestoot tot by die aneurisme. Daar word dit oopgemaak en dit versterk die swak hoofslagaar van binne. Maar die ware towerkuns lê in 'n klein, ingeboude sytakkie wat perfek in die IIA pas en daardie lewensbelangrike bloedvloei na die bekken ononderbroke laat voortgaan. En werk dit? O ja, dit werk fenomenaal goed. Data van 'n deurslaggewende studie vir een van hierdie toestelle wys 'n tegniese sukseskoers van oor die 95%. In meer as 95% van pasiënte het die kritiese sytakkie oop en funksioneel gebly. En die belangrikste vir lewensgehalte, 100% van pasiënte het geen nuwe pyn in die boude ontwikkel nie. Dit sê vir ons, die bekken se bloedtoevoer is perfek bewaar. Laastens, wat beteken dit alles? Hoekom maak dit saak? Wel, hierdie is meer as net 'n storie oor 'n slim nuwe toestel. Dis 'n perfekte voorbeeld van hoe mediese innovasie pasiëntsorg heeltemal kan verander. Vandag se mediese riglyne is glashelder en eintlik eenvoudig. Vir 'n aneurisme wat geen simptome toon nie, word herstel aanbeveel sodra dit 3.5 cm bereik. Die voorkeurmetode, endovaskulêre herstel, is nou die onbetwiste eerste lyn behandeling. En die absolute kritiese doelwit in elke nuwe prosedure is om bloedvloei na ten minste een van daardie interne iliakale arteries te bewaar. Die evolusie in die behandeling van hierdie verborgde gevaar is werklik merkwaardig. Dit het gegaan van 'n uitmergelende hoë risiko operasie na 'n elegante, minimaal indringende prosedure wat lewens red en lewensgehalte beskerm. En dit laat jou wonder, né? Watter ander stille mediese uitdagings wat vandag nog in die skadu skuil, sal die volgende generasie se innovasie aan die lig bring en oorwin?